Romeine 1 vers 18 tot 25. In hierdie gedeelte lig Paulus dit uit dat mense sien God nie raak nie. Hulle sien Christus nie en tog het God homself aan elke mens geopenbaar. Tog is God besig om homself te openbaar aan elkeen. Johannes sê hy klop aan die deur van elke hart, sonder ophou, 'n dringende klop wat nooit ophou nie. In die voorafgaande gedeelte in verse 16 en 17 sê hy, die evangelie van Jesus Christus is die openbaring van God in hierdie wêreld. Is die een ding wat kan red. Vers 25 sê hy dan verder, dit is hulle wat die waarheid van God verruil verleens. Dis nou mense wat nie hierdie openbaring van God sien nie. En tog sê hy, almal het dit gesien en niemand het 'n verskoning. In vers 24 sê hy selfs, God het hulle aan hierdie leuen oorgegee. Hulle glo hierdie leuen onwrikbaar, dat daar nie 'n God is nie. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Dit gaan net oor hulle self. Dit gaan soms oor goeders en dinge rondom ons. Ons het so 'n begeerte vir goeders en dinge, dat ons vereer selfs mense, of selfs beelde, wat ons self maak. Ons vereer die goed wat ons self aan mekaar kan sit. Terwyl alle lof die skepper toekom, die een wat alles gemaak het, my ook. Kom ons bid vir mense, wat so verwyderd is van God, dat hulle hom nie eers meer raak sien rondom hulle nie. Hierdie God wat ons so innig lief het, dat hy bereid was om homself te gee vir elkeen van ons. Dat hy bereid was om sy lewe op te offer, sodat ek gered kan word. En tog sien ek hom nie. Tog wil ek nie in hom glo nie. Ek dink die grootste krisis is omdat ons nie die waarheid meer sien nie. So dis my en jou taak om hierdie waarheid elke dag in ons lewe te vestig, dat dit so deel word van ons lewe, dat mense dit selfs hoor in ons taal en ons omgang met mense, dat hulle dit sien in ons optrede met mense. 'n laaste desperate poging om mense te oortuig dat Jesus Christus is die redding, die verlossing, die ewige lewe.